Soos die trekboere die binneland binnegekom het en al dieper ingetrek het, was hulle natuurlik gedurig hier in die droë wêreld op soek na water. Die grootste deel van suidelike Afrika is droog en dor. Hulle het al 'n staanplekke gekry daar waar daar water was. Met ander woorde, daar by die standhoudende fonteine. En dit is hoekom ons vandag nog omtrent elke tweede plaas wat jy hier in die binneland kry, in die Karoo en elders, elke tweede plaas het die agtervoegsel fontein. Dit is een of ander fontein. Juis om 'n aanduiding te gee van hoe belangrik die fonteine vroeër jare in hierdie wêreld was. Nou ja, later van tyd het die boere allerhande ander planne gemaak, dinge vir hulle self geriefliker gemaak, hulle het oral boorgate geboor en hulle het windpompe opgesit om sodoende 'n meer standhoudende bron van water te hê, en so het hulle dan ook vir hulle sementdamme gebou om daai water in op te vang. En die fonteine het mettertyd al hoe minder belangrik geraak vir die oorlewing van hierdie mense. Deesdae is selfs die windpompe nie meer so gewild nie. Windpompe word al hoe moeiliker om te onderhou en mense is nie meer so lief om windpompe te gebruik nie. Sonpanele, dit dryf nou die boorgate aan. Damme het al lankal ingegee. Maar ek het 'n gevoel ons sal eendag weer terugkeer na die fonteine toe. As hierdie tegnologie mense in die steek gaan laat vorentoe, en dit is 'n moontlikheid, dan dink ek dat die fonteine weer belangrik sal raak. Die fonteine sal as dit ware weer herontdek word. En dit bring my by die gedeelte wat ons lees in Jeremia 2, daar waar die Here met die volk praat en hy sê vir hulle het die fontein van lewende water verlaat. Hulle het vir hulle ander bronne van water gesoek as hy wat die fontein van lewende water was. En wat gebruik hulle nou? Hulle gebruik nou gebarste reënbakke. Hulle gebruik nou gebarste reënbakke. En wat nie op die lang duur so standhoudend en so betroubaar sal wees as wat die Here vir hulle self was nie. Die Here wat vir ons ook in ons lewens ook die bron van lewende water is.